Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. Onthou jy nog daai bekende liedjie? Ek is nie 100% seker nie, maar ek dink nogal al Debo het dit ook ergens gesing, maar kan heeltemal verkeerd wees, oor die donkie, wat 'n wonderlike ding is. Ja, die donkie is 'n wonderlike ding, oor die donkie is 'n wonderlike ding. Hy trek as hy staan en hy vrek as hy gaan, oor die donkie is 'n wonderlike ding. Ek het, toe ek so weer aan die liedjie dink, besluit om sommer net so 'n bietjie te gesels oor die donkie. En baie interessante goed wat ek lees oor die donkie. Die donkie lyk my nogal verhoudingsdier, hou van goeie vriende en het ook 'n beste vriend en hulle soek gereeld so hulle beste vriende op. In my reise na Botswana het ek keer op keer verstom gestaan oor hoe baie donkies sommer net so langs die pad staan, en blykbaar kan enige donkie net inspan en dan gebruik, en soms kom daar ook 'n jongeling verby wat al hoppende die donkie blootsry. Ek lees ook van eseltjiesrus, wat dien as amper soos 'n aftreeoord vir ouer donkies sonder heenkome. Maar ons het om een of ander rede nie 'n baie verhewe siening van donkies nie, en beleef nie dieselfde ekstase as die liedjie oor die donkie wat so wonderlike ding is nie. Maar dit het my tog weer gaan lees, die gedeelte, die intog in Jerusalem. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom, en Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groentakkies wat langs die pad afgebreek is. Die wat voorgeloop het en die wat agterna kom, het uitgeroep: prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Nou, ek wil onmiddellik net sê, dis interessant dat ek tog lees dat die donkie nie so 'n minderwaardige plek ingeneem het in daardie konteks nie. Maar mense het tog verwag dat dit meer indrukwekkend sou wees as dit hierdie oorlogsperd is wat gebruik is. So die donkie kry tog 'n baie spesiale plek hier, en ek sal nooit ooit weer na 'n donkie kyk sonder om dit ook te assosieer met dit wat eintlik in hierdie gedeelte oorgeskryf word. Vir die Jode beteken Messias, hy wat kom. En dit kleur alles anders in dan ook as 'n mens daarna kyk, dat 'n mens weer moet onthou dat die Here kom, dat daar 'n wederkoms is. Ons leef baie keer asof dit nooit weer gaan gebeur nie, en ons dink ook nie eers dit gaan noodwendig in ons lewenstyd gebeur nie. Maar dat ons weer met afwagting ook uitsien na daai koms. Maar dan is daar amper meer so 'n toevalligheid, iets wat ek ook net besef het toe ek bietjie lees oor die donkies. Die donkies het groot ore. Nou, hierdie groot ore is om beter te kan hoor, my kind, maar daar is iets baie interessant, dis ook so 'n natuurlike verkoelingsstelsel, en ek het gedink ons baie slim mense kan tog maar iets by hierdie dom donkie leer. En iets van, as ons dalk beter luister, ja, eerstens om beter te luister, maar sal ons emosionele termostaat baie meer gereguleerd bly, sal ons dit nie so maklik verloor en misverstande hê nie, omdat ons behoorlik luister. Maar mag ons op hierdie dag uitsien na hom wat weer kom. Jy kan die gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, kan vir my skryf eugenekemp@me.com.